Ons het reeds melding gemaak van die belangrikheid van die natuur wat deur Jesus gebruik word om ons op sekere aspekte van ons verhouding met hom te vestig. So lees ons dat Satan die mens wil sif. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie wat dit beteken. Lukas 22 vers 31 tot 34 is die Here Jesus aan die woord en hy praat met Petrus, wat ook Simon genoem word, en hy sê vir hom, Simon, Simon, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en dood in te gaan. Maar hy, dit is Jesus antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. So, ons moet bewus wees van die rol van Satan, veral tussen gelowiges, tussen mense wat saam die Here dien, mekaar ken en op mekaar aangewese is. As die duiwel dit kan regkry om hierdie mense uit mekaar te verdeel, teen mekaar te laat draai en verhoudings te verbreek, dan dink hy sal ook slaag dat die mense verhouding met die Here versteur en verbreek word. Nou wat het die Here Jesus eintlik hier bedoel toe hy gesê die Satan wil julle sif? Dit is 'n baie interessante proses. Koring word gewoonlik nadat dit afgesny is, gesif op 'n manier, verskillende maniere, of dit nou deur 'n fisiese sif geskit word, of dit nou op 'n oppervlak lê waar die diere daarop trap, donkies en om die koringkorrels los te maak van die kaf ensovoorts. So word daar dan 'n verdeeldheid gebring, kaf aan die een kant en korrels aan die ander kant. En ons sien dat iets hier gebeur het waarvan ons nie veel weet nie. Die Satan het die disippels probeer sif en dalk net geslaag om een van hulle, vir Judas, reg te kry om hom te ooreed om teen die Here Jesus te draai en hom te verloon en te verraai. So, dit wat gebeur het, waarvan die Here Jesus hier melding maak, is 'n realiteit. Die Satan probeer sif. En ek dink ons moet bewus wees daarvan, dat allerlei maniere deur die Satan gebruik word, om mense van mekaar weg te verdryf, en mense teen mekaar te laat draai, om hulle te sif. Kom ons wees nie deel van hierdie verskrikking deur die Satan nie, want hy kan dit vandag nog steeds regkry, want hy poog om dit te doen, en ons sien, hy's dikwels suksesvol. Kom ons wees gelowig en hou vas aan die waarheid. Kom ons laat ons nie sif nie. Kom ons laat dit eerder bevestig word. Ons is deel van die koninkryk en ons loop mooi.